There you are.
to my heart was the blood of life rolling through his veins. I'm home down on my knees and beg the Lord for grace. Now with my hands in His arms with me, for you know I'm grateful for what He has done for me on the cross. I'm gonna down on my knees, beg the Lord for bringing me peace. He's gonna bring me, for you know I'm grateful for what He has done for me. And I'm gonna go down on my knees and thank the Lord for bringing me peace.
You're worthy of it all. You are worthy of it all. Just worship Him. You are worthy of it all. Just give praise in the things of your heart. From you are holy. To you are holy. You deserve glory. And all the saints and angels, we bow before your throne. All the elders bow their crowns before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are holy, to you are holy, you deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all.
lift your name, lift your name high, 'cause it's all about you. It's all about you, Lord.
die aanbidding van die hart vanmôre. Here, ons wil vanmôre U toejuig. Ons wil U besing vanmôre. Here, ons wil vanmôre neerbuig voor die aangesig. Want U is God vanmôre, daar's niemand soos U, Here. U is vanmôre ons alles, ons alles. Ek loof U vanmôre, Koning Jesus. Jesus is the sweetest name I know. Is the blood of and His trust the same as His holy name. That's the reason why. Min het ek geweet wat se implikasie dit op my lewe sal hê in die toekoms. Nou julle weet dit werk so in my en Tony se pastorie. As hy 'n beroep kry, dan praat ek glad nie met hom nie. Want my rooi temperament gaan vir hom sê, maak asseblief gou jou besluit. En my geel temperament, wat baie avonturisties is, gaan dadelik begin om die bokse te pak. So daarom praat ons nie, wanneer hy 'n beroep kry nie. So gebeur dit toe nou, dat ons in Potchefstroom is, en hy staan een maandagoggend op, en hy sê vir my, weet jy my vrou, as die Here ons nou wil bless vandag, moet hy ons Kaap toestuur. En dit was seker nie 'n uur daarna nie, lui Tony se telefoon, en die sekretaris van die kerk sê, Tony, jy staan op beroep na Mamasbury toe in die Kaap. Dadelik weet ek in my hart, my man, as jy daarom nou nie baie mooi luister nie, dan weet ek nie, maar hy broei vir 'n hele week op die beroep. Sondagoggend voor kerk, bel hy die sekretaris van die kerk, hy sê vir hom, pastoor, ek aanvaar nie die beroep nie, ek gaan nie Mamasbury toe nie. Die sekretaris sê vir hom, Tony, byt vas, jy staan op beroep, jou volgende beroep is Vredenburg toe in die Kaap. En Tony sê dadelik, nee, ek aanvaar nie die beroep nie.
En daai oggend gaan ons kerk toe en Tony sê vir die gemeente, ons het 2 beroepe gehad, maar hy het vir al 2 beroepe nee gesê. En ons sing daai oggend vir die gemeente hierdie lied. Die koorgedeelte van hierdie lied sê, many things about tomorrow I don't seem to understand. But I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. En ek besluit toe nou daar en dan, jy weet, ons was nog baie jonk daai tyd, besluit ek, laat ek hierdie my lese maak. Wanneer ook al in die toekoms vorentoe waar ons ook al gaan bevind, want waar hy gaan, sal ek gaan, sal hierdie my lese wees. You hold my hand. Maak nie saak wat lê in môre nie. En julle weet, ek sit nou een middag en ek praat met die Here, ek sê Here, jy weet, ek kom met 'n skok agter, ek en Tony is regtig besig om nou bietjie ouer te word. Maar ek sê vir die Here, Here asseblief, laat my net baie oud word. Asseblief Here, moenie te vroeg kom om my te kom haal nie. Ek sê want Here, ek wil nog regtig waar baie somers hand aan hand met Tony op Versoek se strand stap. Ek sê Here, en dan wil ek nog sien hoe staan Jeffrey voor 'n gehoor jong mense met sy gitaar, massas, en lei hulle na die Here toe, want ek weet hy het 'n roeping op sy lewe. Ek sê Here, en weet u, Aje moet nog die ontwerper van alle tye word. Sy naam moet in die koerante kom. Ek sê Here, en dan wil ek graag sien hoe klein Jeffrey as die Springbok kaptein uithardloop op die veld vir Suid-Afrika. Ek sê en ek wil graag sien hoe Johanay haar debuut maak as aktrise. Ek sê Here, en dan wil ek sien hoe Luna Belly nog die beste PH word wat die Noorde nog ooit gesien het. En ek blaai daai middag deur Facebook en ek sien soveel koerantopskrifte van onrus. Ek sien van die onrus wat hulle voorspel vir die 30ste Junie en ek weet nie eintlik regtig wat is die volle omvang daarvan nie, want ek stel nie belang in die detail nie, want my oë is gerig op die Here. Maar ek weet daar's onrus en ek weet die onrus het al in KwaZulu-Natal begin en die koerante loop oor van die onrus. En ek kyk, daar's so 'n groep op Facebook, werk soek vir mense. En ek blaai daardeur en ek sien die mooiste jong mense met die beste kwalifikasies, ouer mense wat werkloos is in ons land. En is asof ek 'n beklemming in my hart kry. En hierdie koorgedeelte van hierdie lied kom weer by my op, maar net dat jy dit nie jou lese gemaak nie. Many things about tomorrow I don't seem to understand. But I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. I don't know about tomorrow. I don't seem to understand. I don't borrow from its sunshine, for the skies may turn to gray. I don't worry of the future, for I know what Jesus said, and today I walk beside Him, for I know
what is ahead. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. Every step is getting brighter as the golden stairs I climb. Every burden's getting brighter, every cloud is silver lined. There's no sun, is always shining. There's no tears to dim the eyes. At the ending of the rainbow, where the mountains touch the sky. Oh yes, many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know what's tomorrow, and I know who holds my hand. Oh, many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. And many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know it's tomorrow, and I know who holds my hand. Yes, Lord, we do. Thank you, Jesus. Ek loop die hele week in my hart met 'n bekommernis oor die kerk van die Here Jesus. 'n Bekommernis wat ek sien op die gesigte van manne en vroue wat die pad met God stap. Maar tog op hulle gesigte sien ek bekommernis en ek sien vrees. Toe net vir my hierdie vertel wat sy het by die skool bedien. Toe sy het my vertel, toe vra ek vir kom ons vanmôre weer sing, want dit wat die Here op my hart kom lê, het gaan presies oor dit. I don't know about tomorrow, but I know who holds my hand. Ek weet dat elke tree wat ek gee hy saam met my.
Iemand die Bybel gebring het, kan dit blaai na Genesis 26 vers 2, Genesis 26 vers 2. Ek gaan met die praat vanmôre oor because he was afraid. Genesis 26 vers 2 en ek lees vir julle die Engelse Bybel uit. I said, the Lord has appeared to Isaac and has said, do not go to Egypt. Stay in this land where I tell you to stay. Live here. I will be with you. Sê net vir iemand naby jou, I will be with you. And I will bless you. I'm going to give all this territory to you and to your descendants. I will keep the promise I made to your father Abram. I will give you and many descendants, and as there are stars in the sky, and I will give them all this territory. All the nations will ask me to bless them as I have blessed your descendants. Vers 25. I will bless you because Abram obeyed me and kept all my laws and commandments. So Isaac lived in Gerar. Vers 7. When the men there asked about his wife, he said that she was his sister. He would not admit that she was his wife because he was afraid that the men there would kill him to get Rebecca, who was very beautiful. Ek haal my skrifgedeelte vanmôre uit die 26ste hoofstuk, die 7de vers. Hy sê, because he was afraid. In the times we live in, fear is something we see people experience every day, their lives. It is something that the children of God is not supposed to have. I say suppose because a lot of people, children of God, still have fear. Yet so many children of God live with fear, and in some cases the fear rules their lives. Even though the Bible explicitly said in 2 Timothy 1 verse 7, for God didn't give us a spirit of fear, but of power, love, and self-control. Yet still, we fear. In Genesis 26, we read about Isaac, how he was afraid, and the Bible says in verse 7, because he was afraid. Jy sien, so baie keer in ons lewens sal ons sekere dinge doen wat ons normaalweg nie sal doen nie, omdat ons vrees. Wie weet waarvan praat ek? Omdat ons bang raak. Goed wat jy dalk nooit sou gedink het jy sal doen nie. Mense wat jy nooit sou benader het nie, doen jy nou omdat daar vrees in jou hart is. Omdat jy bang is. Ek dink een van die grootste foute wat Isak seker in sy lewe gemaak het, omdat hy gevrees het, is hierdie woorde wat oor sy lippe gerol het, toe hy in vers 7 sê vir hierdie mense, sy is my suster. Dit kon hom alles gekos het. Hy kon deur hierdie woorde wat hy gesê het van, sy is my suster,
kon hy alles in sy lewe verloor het, as ook die belofte wat God hom gegee het. Jy sien, alhoewel God vir Isak 'n belofte maak, nie sommer net 'n klein beloftetjie nie, maar hy maak 'n groot belofte. En God bevestig die belofte wat hy ook aan Abraham gemaak het. In vers 2 kom die Bybel, hy sê die Here het aan hom verskyn en gesê, moenie aftrek Egipte land nie, woon in die land wat ek jou sal aanwys. Vertoef as vreemdeling in hierdie land en ek sal met jou wees en jou seën. Want aan jou en jou nageslag sal ek hierdie lande gee. Ek het met 'n eed beloof vir Abraham en gesweer. Vers 4, ek sal jou nageslag vermeerder soos die sterre aan die hemel en aan jou nageslag al hierdie lande gee. En in jou nageslag sal die nasies van hierdie wêreld geseën wees. Omdat ek Abraham na my stem geluister het en my ordeninge en my gebooie en my insetting onderhou het. Vers 2 sê God verskyn aan Isak. En hy sê vir hom, hy sê vertoef as 'n vreemdeling in hierdie land. Maar weet dit, ek sal met jou wees. Bykans 2000 jaar gelede, toe kom God en hy maak 'n belofte nie aan my wat op daardie stadium eintlik heidene was, maar gered uit genade deur Jesus Christus kom God en hy maak 'n belofte deur Jesus Christus, die seun van die almagtige God, deurdat hy sterwe aan die kruis van Golgotha. Hy sê nie vir ons dat hy ons vir ewig hier gaan wees. Hy sê nie, hy het nooit vir Isak gesê, Isak, jy gaan vir ewig wees waar jy is nie. Hy sê, bly daar as 'n vreemdeling. Petrus kom en hy kom bevestig dat ek en jy vanmôre vreemdelinge en bywoners op aarde is. Net soos wat Isak eintlik 'n vreemdeling en 'n bywoner was, waar hy gebly het in Gerar. En dan kom die Bybel ook in 2 Korintiërs 6 vers 16. Hy sê, wat 'n ooreenkoms het die tempel van God met die afgode, want julle is die tempel van 'n lewende God, soos God gespreek het. Ek sal in julle woon en onder julle wandel en ek sal God wees en julle sal my volk wees. Jy sien wat die kinders van God weer vanmôre moet begin besef is I'm only passing through. This is not my world. Nou gaan dalk vanmôre iets sê wat party mense nie van gaan hou nie, maar ek wil vanmôre vir jou sê, hierdie wêreld is nie my wêreld nie. I don't belong here. It's not my place. Mense staan so op oor die afgelope tyd oor Suid-Afrika as my land. Ek wil vanmôre vir jou sê, dis nie my land nie. Dis God se land. Maar ek bly nie hier nie, ek is net 'n vreemdeling hier. Want ek het 'n plek waartoe ek gaan, waar die strate van goud is, waar parelpoorte is, wat Jesus gesê het, ek gaan om vir jou plek te berei. En as ek gegaan het, dan kom ek weer om jou te vat waar ek is vanmôre. Kerk van die Here, die kinders van God is so besig om hulle besig te hou met allerlei goeders. Die vrees vat hulle harte vanmôre. Because they forget there's a heaven that's awaiting for me. Isak, terwyl jy 'n vreemdeling is, gaan ek jou bless. Ek gaan vir jou seën, man. Ek gaan vir jou gee net wat jy nodig het.
But don't get too attached. Ons raak baie keer, we become too attached to our places here on earth. Ag, is daar iemand wat hoor wat ek sê? We get too attached to my vehicle and my house and my work and my money. Ag, man. Don't get too attached. Dis vreemdelinge. Ons is bybewoners. Is interessant, ek het nou iets interessants gelees terwyl die Here met my besig is hierdie skrif. En ek daai skrif gereeld lees in Korintiërs. Een van die Engelse Bybel sê, you are alienated. Ons is aliens hier op aarde. Jy sien wat ek hoort nie. Ek is hier met een doel voor oë en dis om die koninkryk van God uit te brei. Isak se benadering toe hy in hierdie land insgaan, daar's hongersnood in sy land en hy trek op na hierdie land toe. Hy wil eintlik Egipte land toe gaan en God sê vir hom hy moet hier in Gerar bly. Maar luister na sy benadering in die 7de vers. Hy sê, when the men asked about his wife, he said that it's his sister. He would not admit that she was his wife because he was afraid. Let op sy gemoedstoestand. Ten spyte van God se woorde, ek sal met jou wees. Ten spyte van God se samewerking saam met Isak. Ten spyte dat God dit wat hy vir Abraham beloof het kom vasmaak by Isak. Ten spyte van 'n belofte wat hy mee sit. Sê die Bybel, because he was afraid. He said, it's my sister. Daar's 'n groot waarheid, 'n groot ding in hierdie gedeelte wat ons nie besef nie. Jy sien wat ons nie besef vanmôre nie is, wanneer ek 'n nageslag het, ek het 'n nageslag, my kinders, my kleinkinders, but they were born out of my wife. Hoor gou mooi wat ek sê. Alhoewel ek die saad is, was hulle gebore uit my vrou. My vrou is die bron. Kom aan, daar iemand wat hoor wat ek sê. My vrou is die bron van my nageslag. Isak, alhoewel God vir jou gesê het, jy gaan 'n nageslag hê, soos die sterre aan die hemel, is Rebekka die bron van jou nageslag. Hy's bereid om die bron van sy nageslag uit te verkoop, te verruil, omdat hy gevrees het vir hulle wat na hom kyk. Die bron van sy erfporsie. Die bron van die belofte. Jy sien, uit Rebekka uit sou die belofte gebore gewees het. En dit het gemaak dat Isak 'n nageslag het. Maar hy's bereid om te sê ek sal die bron van my erfporsie, die bron vir wie ek is, die bron van my voortbestaan, sal ek verruil vir my eie lewe. Come on. Ek praat met u oor because you was afraid. Wat vir my hartseer is vanmôre, kind van die Here, as ek luister na baie mense
kinders van God, sogenaamde kinders van God, is bereid om die bron van hulle voorspoed, die bron van hulle voortbestaan, die bron van hulle toekoms, die bron van hulle huis in die hemel, Jesus Christus, te verkoop en uit te ruil vir die wêreld, sodat hulle tog net veilig sal wees. As ek na die vrees op mense se harte kyk, op mense se gesigte lees, when I walk past people, I just see their faces just speak of fear, because they were afraid of what's coming. Ek het agter by die stoep ons nog bid het gesê, ons as kinders van die Here in die tyd wat ons in leef, moet dit eintlik vir ons die mees opgewondende tyd wees van alle eeue. Ek dink daar's mense wat nou in die hemel is wat gesê het, ja, mense, ek het in hierdie tyd geleef. Want Jesus kom. Ek het verlede week vir julle gesê, Jesus kom. Maar weet jy wat besef ons vanmôre? Terwyl Jesus tel om te kom, is ek 'n vreemdeling op die aarde. Is ek 'n bywoner op die aarde. But I won't exchange the source of who I am. I won't exchange the source of my salvation. I won't exchange the source of who Jesus made me for that the world will give me. Ek sal dit nie uitverkoop nie. Al moet ek sterwe, dan sterwe ek saam met Jesus. Soveel mense in die dag wat ons in leef, verruil die bron, Jesus Christus, die bron van hulle erfporsie, die bron van hulle belofte, vir 'n goeie tyd so nou en dan. Om in te wees in die ingroepie. They exchange a source just to be seen by people who don't even care about them. By iemand wat oor dit sê. Isaac, how could you? Because the Bible tells me in Psalm 118 verse 6, hy sê, die Here is my herder, ek sal nie vrees nie. Wat sal 'n mens aan my doen? Maar vanmôre sê kerk van die Here, ek het nie vrees vir 'n mens nie, wat sal 'n mens aan my doen? Want ek het 'n God in die hemel wat ek kan bid. Hy's die bron van elke tree wat ek gee. Hy's die bron van die asem wat ek inasem elke dag. Hy's die bron van my voortbestaan. Maar die grootste van alles, hy's die bron wat gesê het, ek sal jou nooit begewe en ek sal jou nooit verlaat. Maar ons hou ons besig met vrese. Iemand in die week praat met my en hulle sê, ja, jy gesien al die goed. Ek sê, weet jy wat, klim asseblief uit die media uit en klim in God se woord in. Ek is lief vir tegnologie, ek hou daarvan. Maar Boeta, dit kan jou kop die mekaar krap. Baie. Mense wat jarelang God gedien het, wat skielik besig is met die grootste klomp nonsens op aarde. Skielik het hulle allerlei nuwe godsdienste wat hulle inbring. Nuwe teologie. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, by God sal ek skuil. Ek sal nie vrees nie. Wat kan 'n mens my doen? Isaac is willing to exchange the source of his promise.
the source of who he is he willing to sell out the source of his descendants become the source of fear. People will so easily exchange the source, Jesus Christ. Ek sien kind van die Here wat môre vir u sê, dis nou tyd om vas te staan. Jy sien Jesus kom en hy sê, as julle al hierdie dinge sien, moenie vrees nie. Maar kyk op, want jou verlossing is naby. Ek wil vanmôre vir jou sê, dis tyd dat die kerk op 'n plek sal kom wat ons sal sê, Here, ek vertrou u elke dag. Ek glo u elke dag. Mag God ons help om nooit aangeblaas te word deur vrees nie. En dat ons nooit die oorsprong van wie ek is sal verruil vir vrees. Jy sien al lyk hierdie manne het vir Isak verskriklik vreesaanjaend gelyk. Maar vanmôre vir jou sê al lyk die dinge in hierdie ou wêreld vreesaanjaend. Al lyk dit vanmôre asof hulle jou lewe gaan vat. Al staan ek alleen. Sal ek by Jesus skuil. Ek wil sommer net so iets ingooi vanmôre. Daar's 'n verhaaltjie wat dis die waarheid, 'n ware verhaal van 'n sekere man wat daar herlewing uitgebreek op stadium in Europa en in hierdie village mense tot bekering gekom en soos wat hulle tot bekering gekom het die chief van die village die mense begin doodmaak, kinders van die Here. En daar's 'n sekere man gewees wat sy hart vir Jesus gegee het en terwyl hy so staan en hulle staan met die gewere op hom gerig, toe sê hulle vir hom, verraai Jesus, draai jou rug op dit wat die sendeling jou kom leer het, of jou kinders gaan sterf. En hy sing daai liedjie, skryf daai man in daai oomblikke, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. Praise the Lord, no turning back. En hy skiet sy kinders dood. Hulle gaan na sy vrou toe, hulle sê vir hom, ons gee jou nog 'n kans. Jy sien, hulle vra vir hom om die bron van sy nuwe vreugde, die bron van sy saligheid uit te verkoop, te verruil vir sy lewe. En hulle sê vir hom, as jy nie nou gaan kies nie, gaan ons jou vrou skiet. En hy begin sing, though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back,
Praise the Lord, no turning back. En dis sy vrou dood. Dis 'n ware verhaal. En kom by hom en sê vir ons jou laaste kans. Kies of sterf. En voor hulle hom kan skiet, begin hy weer sing. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. Praise the Lord, no turning back. En hy skiet hom dood. En baie keer sal hy dink, dit was nou vreeslik geweest, maar weet jy wat gebeur? Die verhaal lei dat hierdie chief laat kom die sendeling. Wat hy amok gemaak het en Jesus gaan verkondig het in sy plek, in sy village. En hierdie man gaan met vrees en bewing, gaan hy terug na hierdie village toe en hy met hierdie man gaan face, want God sê vir hom gaan. Maar voor die chief gaan staan, toe sê die chief vir hom, I don't understand this. But if a person is willing to give his life for what I believe, I also want to believe it. I want to give my life to Jesus. Jy sien, partykeer sien ons nie wat ons maak nie. Partykeer sien ons nie die impak in jou lewe wanneer jy mense vertel van Jesus nie. Lighuis ek maar vanmôre vir jou sê, partykeer lyk dit asof ons min net sit en dit voel vir jou vanmôre, Here, wanneer gaan ons herlewing kry? Is daar niemand wat saam met ons wil staan nie? Ek wil vanmôre uitroep, I have decided to follow Jesus. No turning back. Ek sal die Jesus, die bron van wie ek dien, sal ek nie uitverkoop, verruil nie, vir wie ek is. Begin my nog 'n paar oomblikke. Jy sien die bron wat ek en jy vanmôre ken en dien, is die bron van die waarheid, want hy sê ek is die weg, die waarheid en die lewe. Soms dink ek vergeet die kerk. En soms verloor die kerk die glans van ons bron, Jesus Christus. Isaac proposed his wife, his source, his everything. You say, she's my sister, just because he was afraid. Vers 8 kom die Bybel. I say, when he had been there a long time, King Abimelech of the Philistines looked out of his window and saw Isaac caressing his wife, Rebekah. Abimelech called him for Isaac and said, so she's really your wife. How could you say she's my sister? Kan ek vanmôre vir jou sê, hulle wat vir jou sê, verkoop Jesus, verruil wat jy glo. As jy dit moet doen, gaan hulle vir jou sê, how could you? Want jy sien, hulle verlang om daai bron in hulle lewe te kan hê. Alhoewel hulle nie bereid is om die wêreld met sy plesiere op te offer nie. Hulle nie bereid is om hulle rug te draai op wat hulle doen en na Jesus te volg nie, is hulle oë op jou vanmôre, kerk van die Here, want hulle sien by jou, they see the source of your joy, they see the source of your salvation, the source of everything you have, they see. They are longing to have it. They just haven't got the guts to say, I will follow Jesus. But they will say, how could you, when you turn your back upon him? Verse 10, Abimelech said, what have you done? Ek wil vanmôre
wil ek vir die kerk van die Here Jesus sê, what have you done? Why isn't the Spirit of God not welcome in your services anymore? Why is this, the working of the Spirit not welcome in your house anymore? In your life anymore? Why are you scared at your work to tell people about the Holy Spirit and the presence of God? Why? What have you done, church, with the source of your everything? What have you done? Jy sien, die vyand is bang vir die bron wat jy het. Jy sien, hierdie Abimelech was die koning van die Filistyne, maar hy was so bang. Toe hy uitvind wat Isak gedoen het, hy sê, how could you? We could have died. Jy sien, dit is asof hy meer in die bron, Rebekka, die bron van die erfenisse en die belofte van Abraham en Isak gesien het, as wat Isak self gesien het. He was scared. Kan ek vanmôre vir jou sê, man, die vyand kan kom en hy kan vir jou kom maak wat hy wil. Hy kan sy gesig trek soos wat hy wil. Hy kan skree soos wat hy wil. Ek het 'n bron by wie ek skuil. I've got a source who's the King of Kings and the Lord of Lords. I've got a source who destroyed the works of Satan. And I can cry out, I'm more than a conqueror through Jesus Christ, my King. Because he's the source of my everything. Kan ek vanmôre vir jou sê, kerk van die Here, ag, die vyand val ons baie keer aan. Maar hy doen dit om jou te probeer bang maak, maar eintlik sidder hy. Want jy sien, ek het 'n verbintenis. There's a connection between me and the source. There's a relationship between me and the source. Sien, Dawid het hierdie ding verstaan. Hy het hierdie verbintenis verstaan. Toe hy gesê het, met my God spring ek oor 'n muur en met my God loop ek 'n bendestorm. Hy gesê het, al val daar 1000 aan my linker en 10,000 aan my regterhand na my toe, sal nie aankom nie. Why? He knew the source of his power. He knew the source of who you are. Jy sien, ja, Isak het in sy bron het hy ondergang gesien. Maar die vyand sien in hierdie bron oorwinning. Jy sien, dis wie God is. Jy sien die bron, Jesus Christus, die verbintenis wat ek en jy vanmôre tot hierdie bron het, maak my vanmôre priesterdom. 'n geroepene, 'n oorwinnaar. Die bron waaruit die belofte vanmôre kom, is daar genesing, voorspoed, redding, ewige lewe, erfenis. En dis alles gesetel vanmôre in die bron, Jesus Christus. The source of everything. I want to close suddenly everything changed. And he lost his fear. And the moment he wasn't afraid anymore, everything changes for Isaac. Because he was afraid, he had to hide. Hy moes 'n lewe leef wie hy nie is nie. Omdat hy gevrees het, moes hy voorgee wat hy nie is nie.
moes hy praat wat hy nie is nie. Maar die sien kind van die Here, die oomblik toe dinge verander. Die oomblik toe die waarheid, sê net vir iemand die waarheid. Die oomblik toe die waarheid op die lappe kom. Everything changes in his life. Die waarheid sal jou vrymaak, kerk. Hoor vanmôre die woord van God. Ek het vir jou boodskap uit die hart van God uit. I don't know about tomorrow, but I know holds my hand. The truth is holding my hand. Nou kom die Bybel in vers 13 en luister wat sê die Bybel. Hy sê, and that man, dis nou Isaac, became great, and he become continually greater, until he was very great. Come on. He became great. He became greater, until he was very great, because of the source. We can become great because of the source, Jesus Christ, in my life. And he had possessions of flock, and possessions of herds, and great number of servants. En kyk gou wat sê die Bybel, hy sê, and the Philistines envied him. Kan ek vanmôre vir jou sê, man, die wêreld kan vir jou allerlei goed voorhou. Ek kan vir jou allerlei stories voorhou, maar eintlik beny hy jou vanmôre, want jy het vanmôre die bron, Jesus Christus, die seun van God, het jy verbintenis mee. Hy's vanmôre die een wat jou vashou. He's the source of everything I have. I don't have to sell it out or exchange it for anything, because I will not die. I will become greater and greater until I'm very great. I say they envied him. Ek wil dit vanmôre uitbasyn, kerk. When we are afraid, we do stupid things. En ek weet dit is nou net seker nie kanseltaal om dit te sê nie. Stupid en dom dinge. Wie weet waarvan praat ek vanmôre? Maar as jy bang is, doen jy partykeer snaakse goed hoor. Maar ek wil vanmôre uitroep dat die wêreld dit hoor. Ek wil dit vanmôre uitroep dat die vyand dit vanmôre hoor. Ek wil dit uitroep dat elke demoon dit vanmôre sal hoor. I won't become afraid, because I know who's my source. Wat jy sien dieselfde God van Abraham, Isak en Jakob is my God. Ag, steek jou hand vir 'n oomblik so op. I won't be afraid. I won't back down. I won't believe the lie. I will stand by the source of truth, no matter what. Kom ons sluit ons oë asseblief. You unravel me with melody. You surround me with song of deliverance from my enemies. All my fears gone. I'm no longer a slave of fear. I am a child. Woo! Hallelujah! Praise the Lord, I'm a child of God. A slave of fear. As
As jy dit glo, steek jou hand so op, staan op jou voete. Begin dit so 'n bietjie God aanbid. Daar waar jy staan, just give him the honor and the praise of your heart. My mother's womb, Luister gou mooi. you have chosen me. Love has called my name. He called my name. He knows my name. To your family, your blood flows through my veins. And I'm no longer a slave of fear. I'm a child of God. I'm no longer a slave of fear. I am a child of God. You split the sea that I can walk right through it. My tears are drowned. In perfect love, You rescued me that I can stand and see. I am I'm a child. Ag, sing dit vanmôre. A slave of fear. I am a child of God. I'm no longer a slave of fear. I am a child of God. Heel saggies vir my. Ek herinner myself aan bykans 35, 36 jaar terug, ek kan nie presies onthou nie. Die dag toe ek bediening toe gaan, toe sê ek, Here, die dag as ek nie meer liefde in my gemeente het nie. Die dag as God se gees nie meer welkom is in my gemeente nie. En die dag wat ek nie meer die waarheid preek nie, maak ek my deure toe en ek gaan terug my in toe. Want jy sien, ek het 'n belofte gemaak daai dag. En ek het gesê, Here, ek sal staan vir Jesus Christus. No matter what, even if I have to stand alone. Al moet ek alleen staan, Here. Ek sal dit doen. Wie is daar wat vanmôre net hulle hande so kan opsteek en sê, Here, I will stand with Jesus. No matter what, Lord, I will stand with Jesus. Even if the world turns their back upon me, Lord, I will stand with him. I will stand with him. Ag, kom ons net daar vir 'n oomblik. Sluit net jou oë daar waar jy staan en sê, begin net so 'n bietjie met die Here praat. Ek wil net daar waar jy staan sê net, Here, is die bron van my alles vanmôre. Is die bron van my voortbestaan. You are the truth, the way and the life, Lord. And I will cling to you today. With everything I have, I will stand by you, Lord. No matter what the world turns upon me. No matter what the world does, I will stand by you, Lord. Vader, ek wil vanmôre vir elkeen bid wat hier staan. Elkeen wat vanmôre uitroep, Here, I will stand with Jesus. Elkeen wat vanmôre sê, ek sal nie vanmôre die bron van wie ek is, die bron van my saligheid, sal ek nie vanmôre verruil of uitverkoop nie. Ek sal nie sê sy's my suster nie. Ek sal vanmôre sê, hy's my bruidegom. Ek's die bruid van die koning, van die konings. Ek wil vanmôre bid, Here, vir elkeen wat hier is vanmôre. Elkeen wat vanmôre uitroep en sê, Here, hou ons vas. Hou ons trou vanmôre, Here. Dat ons sy dan na die wêreld sal kyk nie. Dat ons sal kyk wat die wêreld ons oplewer nie. Maar dat ons sal vas staan by Jesus. En dan hom wil vashou. Prys sy naam. no longer slave free. Kom ons sing dit af voor vandag. Child of God, I'm no longer a slave of fear. I'm a child of God. I'm no longer a
a slave of fear. A child of God. You split the sea that I can walk right through it. Catch the ground in perfect love. You split the sea that I can stand and sing. A child of God. I'm no longer a slave of fear. I'm a child of God. I'm no longer a slave of fear. I'm a child of God. I'm no longer a slave of fear. I'm a child of God. I'm no longer a slave of fear. I'm a child of God. I'm a child of God. I'm no longer a slave of fear. I'm a child of God. Yes, Lord. Ons staan vanmôre by die bron wat vanmôre vir my gesê het ek sal met jou wees. Die bron wat vir my gesê het ek sal jou nooit alleen los nie. Die bron wat gesê het ek sal nooit my rug op jou draai nie. Die bron wat vanmôre vir my gesê het ek sal jou seën en ek sal jou groot maak. I'm no longer I'm no longer a slave of fear. I'm a child of God. I'm no longer afraid of fear. I'm a child of God. I'm no longer a slave of fear. I'm a child of God. I'm no longer a slave of fear. I'm a child of God. Get hier 'n lekker rond op. I'm gonna fall down on my knees. Thank you, Lord, bringing me peace out of my hand. I lift my hand. It is company, yes, Lord. Oh, I'm grateful. What he has done for me, I am gonna fall down on my knees and thank the Lord for bringing me peace out of my hand. He is company. I'm grateful for what you have done for me. Oh yes, I'm grateful. I'm gonna fall down on my knees. I praise the Lord. I praise the Lord. Yeah, I praise the Lord. You know I praise the Lord.
Praise the Lord. I praise the Lord. Yes, hallelujah. Ons gaan hierdie liedjie laaste keer sing en dan gaan ons uitbeweeg. Die Here seën, gaan 'n vrede, mag jy 'n amazing week hê. Be a giant in the kingdom of God. God bless. Yes. I'm gonna fall down on my knees and thank the Lord. That's amazing.